Ons skriflesing dan vanoggend vanuit 2 Timoteus 2 vanaf vers 14. So al die T's is mos bymekaar in die Nuwe Testament, Tessalonisense, Timoteus en Titus. So ons is dan by 2 Timoteus 2. Terwyl ons met die woord so oop sit, kom ons neem die tyd en ons bid ook so net saam as gemeente. Kom ons buig die hoofde. Wonderlike Here, ons wil U naam vanoggend kom groot maak. Here, want U is lofwaardig. U is die een wat alles gemaak het, die son, die maan, die sterre, die uitspansels. U is die een wat die aarde gemaak het. U is ook die een wat ons aan mekaar geweef het. Here, en sê ons dankie dat U ons nie net aan mekaar geweef het nie, maar dat U roepstem uitgegaan het, Here, om vir ons te sê, hier is my seun, en dat ons U aanneem, dat ons U kinders word, Here, en dat ons kan leef as oorwinnaars, met die gedagte, ons verlosser leef. Here, toe ons die geloofsbelijdenis gedoen het, ook om te sê, ons glo, U het waarlik gesterwe. Maar ons glo ook, Here, U het waarlik opgestaan uit die dood. En Here, weet ons in hierdie tyd herdenk ons ook daardie laaste dae wat U op aarde was, Here, wat U gewandel het, wat U verskyn het aan die disippels voor die hemelvaart. Here, en dankie vir daardie woord wat ons ook het. Here, dankie dat ons kan uitsien ook na die hemelvaartdiens. Dankie dat ons kan uitsien na 'n Pinkstertydperk wat ons gaan deurgaan. En bid ons dat U in hierdie tyd besonder, Here, met ons sal wees. Dat U woord ons harte sal aanraak, dat U Gees in ons lewens, in ons gemeente sal werk. En Here, dat ons nader en nader aan U sal beweeg. Ons dank U ook, Here, dat ons weet, ons het 'n God wat se oor tot ons geneig is, Here, dat ons kan bid, dat ons gemeente kan opdra aan U. Elkeen wat siek is, Here, elkeen wat vir operasies gaan, ons dink aan Tannie Hanna, wat die 3de vir daardie operasie gaan, Here, dat U met haar sal wees, dat U met die medisyne sal wees, Here, dat U daar leiding sal gee, en dat sal gebeur wat moet gebeur. En ons bid ook so vir elkeen wat in hierdie tyd sukkel met griep, verkoue, sinus, alles wat in hierdie tyd ook is, Here, bid ons dat U ook die genesingswerk sal doen, Here, want U is die geneesheer. En vertrou ons U dat U ook so elkeen weer sal oprig, weer sal sterk maak, sal dit aangaan soos normaal. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons so vir ons mense kan kom bid. Here, maar ons wil nie net liggaamlik vir hulle bid nie, maar geestelik. Daar's soveel geestelike aanvalle in hierdie tyd, Here, daar's soveel dinge wat gebeur, soveel onstuimighede, Here, en dit ontstel mense, en hulle begin gryp na grashalms, Here, terwyl U die enigste rots is, waarna ons moet gryp, en bid ons, Here, dat ons mense geestelik op die rots sal vertrou. Dat ons oë op U sal wees, en nie op die onstuimige see wat rondom ons is, Here, en U sal ons staande hou. Ons dink aan die beloftes in die woord, soos die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons vertrou op U daarvoor, Here, wees met ons mense, wees met ons gemeente, dat ons geestelik ook sterk sal wees, en dat ons bruikbaar vir U sal wees. Help dat ons lig sal skyn, Here, help dat ons die sout van die aarde sal wees. Ons dankie dat ons vir hierdie dinge ook kan bid. Ook al ons verrigtinge wat voor lê, Here, die hemelvaartdiens, ons bid dat U vir U gehoor sal versamel, ons bid dat U ons in daardie dae sal aanraak, ons bid ook vir ons fondsinsamelings, Here, waarsonder ons ook nie, of waarsonder U insaam, ons dit ook nie kan doen nie, Here, ons het U nodig, ons doen dit vir U saak, en ons bid dat U ons daarin sal help ook, Here, dat dit ook tot U eer sal wees. En waar ons in kontak kom met mense, of dit is met die 10 rand verkope, of selfs die carry en reis wat verkoop gaan word, Here, dat ons ook daar goeie geestelike gesprekke sal hê, dat ons lig daardeur ook sal kan laat skyn, terwyl ons besig is met daardie fondsinsameling. Sê ons dankie, Here, dat ons in dit alles op U kan vertrou. Ons bid dan ook so vir hierdie tyd, wat ons nou by mekaar is, Here, 'n uur op 'n Sondag, wat ons so aan U kan kom afstaan, Here, dat U ons in hierdie tyd ook, dat ons die stem sal hoor, die werking van die Gees sal ervaar,
en dat ons nader aan U sal beweeg. Ons sê vir U dankie vir die geleentheid wat ons het. Ook nou waar ons U woord gaan open, ons vertrou om U stem te hoor. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons lees vanoggend vanuit 2 Timoteus 2 vanaf vers 14. Die opskrif gedrag teenoor die wat hulle afkeer van die gesonde leer en van die Christelike reinheid. Ons lees dan vers 14. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer, wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymeneus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of hulle God nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nigter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. Ons lees dan net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. Nie so baie in hierdie gedeelte waaroor 'n mens kan praat oor predikante, oor ouderlinge, oor gemeente, 'n mens kan praat oor kerklike tug, jy kan praat van die wat afwyk van die waarheid af, soveel verskillende gedagtes in een gedeelte, maar ons praat vanoggend oor die gedagte van bruikbaar vir die Here. Bruikbaar vir die Here. Ons vind dit daar in vers 21. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, en dan daai woorde geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So, voordat ek by vanoggend se boodskap kom, wil ek eintlik so vinnig vir u noem wat ons Woensdag oor gepraat het. So Woensdag aand met ons bid hier, toe praat ons oor die vraag, is ek bereid dat die Here my verander? En ons het hier gesit in 'n kring en ons het vir onsself die vraag gevra, is ek bereid dat die Here my verander? Want laasweek het ons gepraat oor die saligsprekinge van die Here Jesus, en daar was baie Jode, Fariseërs, skrifgeleerdes, wat gesê hulle is kinders van die Here, maar toe die Here kom met 'n nuwe waarheid, of eintlik wil ek sê 'n vervulling van die waarheid, toe is hulle nie bereid om hulle sieninge te verander om by die Here sin in te pas nie. En baie keer as kinders van die Here sê ons, ja, ons is bereid. Maar wanneer dit kom by die Here wat ons harte, ons siening wil verander, miskien iets in ons lewens, dan sien ons nie kans nie. Dan is ons nie oop vir verandering nie. Dan kan 'n mens weer die woord gebruik, verskillende woorde. Ons praat van hardkoppig, die Bybel praat van 'n verharde hart, hy praat van 'n hardnekkige volk, maar dan kan 'n mens so hardkoppig wees dat die Here jou nie kan verander nie. En die Here en die Heilige Gees binne in ons kan ons net so ver verander soos wat ons bereid is. So dis min of meer waaroor ons Woensdag gepraat het. Maar nou is ons hier by mekaar. Ons is hier met 'n verwagting, ons kom om die woord te hoor, en dit moet altyd ons verwagting wees, dit moet altyd ons gesindheid wees, ek is bereid om te verander, ek is bereid dat die Here my verander, wat ook al die Here my leer, wat ook al die Here vir my wys, die woord, ek is bereid om te verander, om volgens die woord, volgens die Gees se leiding,
te leef. So dis waar ons vanoggend begin, elke Sondag eintlik, elke diens. Here, ek is bereid dat U my verander. En met daardie gesindheid gaan ons na die woord toe. Met daardie gesindheid gaan ons nie na buite nie, ons gaan nie na die wêreld toe nie, ons gaan na die woord toe en sê, Here, ek is bereid dat U my verander. So, ons kom by ons gedeelte vanoggend, en ek seker, U ken almal daardie woordspeletjie wat mens kry. Daar's mos so groot blok, en dan is die blok vol letters van bo tot onder, en dan in hierdie blok moet jy nou woorde mos uitsoek, in hierdie klomp letters, en dan is daar party woorde wat dwars is, en party wat nou vertikaal is, en ander is skuins, en ander is agterste voor, maar dan moet jy die woorde uit hierdie letters uit gaan haal, jy moet dit soek, die woord is versteek, en dan is daar woorde wat uitstaan, wat 'n mens mos baie maklik kry, en so werk dit baie keer met Paulus se briewe. Nou moet ek bysê, alles is belangrik, elke letter in sy briewe is belangrik, maar daar is ook hierdie kernwoorde wat uitstaan, wat 'n mens moet gaan soek, wat baie keer baie gewig dra, waaroor die gedeelte gaan. Dit draai rondom dit, en soos in ons bidure byvoorbeeld, as ons praat oor die sendbriewe, dan praat ons altyd van 'n kerngedagte, 'n kerngedeelte, 'n kernvers waarom alles gaan. En so in Paulus se gedeeltes is daar gewoonlik 'n kerngedagte. En hier is ons kerngedagte wat ons vind, daai woorde in die gedeelte, bruikbaar vir die Here. So mense na hierdie gedeelte gaan kyk wat ons gelees het, die kern, bruikbaar vir die Here. Maar voordat ons by die gedagte kom, gaan ons nou eers so 'n bietjie uitzoom. Hulle praat mos die manne wat slim is met kameras en die goed praat van uitzoom. Ons kyk die hele prentjie en dan sien ons hoe kom Paulus by hierdie gedagte uit van bruikbaar vir die Here. So Paulus skryf, hy skryf hierdie gedeelte eintlik aan twee verskillende tipes mense, as ek dit so kan noem. Hy skryf dit eerstens vir Timoteus, hy skryf dit vir bedienaars van die woord, en hy gee dan vir hulle verskillende voorskrifte vir hulle die woord in mekaar in weef. Nee, ons lees Timoteus, maar terwyl die brief aan Timoteus geskryf is, was hy in Efesiërs gewees. En hy skryf ook aan die gemeente. Ons het gelees in vers 19. Die fundament van God staan vas met hierdie seël, die Here hout en aardewerk, sommige tot eer, ander tot oneer. So Paulus, die praktiese skrywer wat hy is, vergelyk die gemeente met 'n huis. Hy sê nou, in die huis is daar voorwerpe tot eer is, daar's voorwerpe wat bruikbaar is, voorwerpe wat iets kan beteken, maar dan is daar ook voorwerpe wat tot oneer is, voorwerpe wat nie vir ons bruikbaar is nie. Ek seker is ons almal het mos so 'n laai vol goed of 'n kas vol goed wat goed is wat niemand kan gebruik nie, maar dis altyd tog daar in die huis. Daar's voorwerpe tot oneer. En nou kom Paulus en hy gebruik hierdie voorbeeld en hy noem daar die name Hymeneus en Philetus, hierdie mense wat nie tot eer van die Here is nie, maar hulle is in die gemeente en hy sê daai mense is soos 'n kanker wat die gemeente binne dryf. Nou kom skryf hy aan die gemeente en hy wil hulle leer, hoe kan hulle voorwerpe tot eer wees? Hoe kan hulle bruikbaar vir die Here wees? Want as gemeente is die doel as kinders van die Here om iets vir die Here te beteken. Natuurlik, gemeentes is daar om die woord te hoor, maar ons lees in die woord, dis ook daar vir ons voorbereiding om iets vir die Here te beteken, so om goeie werke vir die Here te doen. Titus 3 vers 14, ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan, sodat hulle nie onvrugbaar sal wees. Ons wil vrugbaar wees, ons wil bruikbaar wees. So ons gaan nie vanoggend kyk na die gedeeltes wat Paulus nou spesifiek skryf aan Timoteus, wat toepassing het op bedienaars van die woord nie. Ons kyk na die gedeelte wat Paulus vir die gemeente skryf, waar hy die gemeente leer. Want daar is vir ons as gemeente natuurlik 'n boodskap. So ons kyk eers, Paulus skryf hier aan Timoteus en hy het Efesiërs bedien. Nou dink ons dadelik aan die brief Efesiërs.
Wat het Paulus vir hulle geleer? Hy het vir hulle geleer daar in Efesiërs 4, wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met ander woorde, leef as kinders van die Here. Dit moet gesien word, julle moet dit uitleef daar buite. En dan leer hy vir hulle is liggaam van Christus. Dis hoe hulle moet funksioneer. Ons praat nou nie vanoggend daaroor nie, maar die vraag wat ek by wil uitkom, is hoekom? Hoekom wandel waardig die roeping? Hoekom funksioneer as liggaam van Christus? Hoekom eensgesind wees? Hoekom arbei en goeie werke doen? Die antwoord op al hierdie vrae is eenvoudig. Om vir die Here iets te beteken. Om vir die Here bruikbaar te wees. Sodat ons kan doen wat hy van ons vra, sodat ons goeie werke vir die Here kan doen, dat ons doen wat die Here van ons verwag. So gebruik Paulus dan daai voorbeeld van 'n huis. Daar's voorwerpe tot eer, daar's voorwerpe tot oneer. Hy sê, daar's verskillende tipes mense in 'n gemeente. So kry mens kinders van die Here wat passief is. Hulle gaan kerk toe, hulle ontvang, maar hulle gee niks vir die Here terug nie. En dit sal Paulus nou noem voorwerpe wat tot oneer is. Ons het nou so rukkie terug, ek dink dit was met ons ringsvergadering, toe vertel een van die mense vir ons van 'n kind van die Here. Hy is iets in die 30 jaar al 'n kind van die Here, wat hy al gered is, wat hulle pad met die Here stap. In daai 30 jaar het hy nog nooit met enige iemand oor die Here Jesus eers gepraat het. Hoe kan dit 'n voorwerp tot eer van die Here wees? So 30 jaar geen verskil vir die Here maak. Maar gelukkig, dis 'n positiewe verhaal en die persoon het sy lewe omgedraai. So, nou is hy 'n voorwerp tot eer, maar so in die gemeente leer Paulus vir ons, is daar kinders van die Here wat die Here met oorgawe dien. Hulle wil iets vir die Here beteken, hulle wil iets vir die Here doen, al is dit wat ook al. Hoekom? Hy dank. Die Here is so goed vir my. Die Here seën my so. Alles wat ek van die Here het, leer die woord vir ons. Alles wat goed is wat ek van die Here het, is van hom af. Hy is so goed vir my. Elke dag wat ek het, is 'n geskenk van die Here af. Hoe kan ek nie iets vir die Here wil beteken nie? En dan nog, dat hy sy lewe vir my gegee, dat hy my sy kind gemaak het, dat hy my die ewige lewe gee, dat hy sy Heilige Gees vir my gegee het, al hierdie dinge. Hoe kan ek nie iets vir die Here wil beteken? En dit is die gesindheid van iemand wat 'n voorwerp tot eer van die Here is. Ek wil iets vir die Here doen. Ek wil, of dit is om te evangeliseer, om mense na die Here toe te bring, of dit is net om te sing, om die Here se naam groot te maak, of dit iets eenvoudig is in die gemeente. Ek sal nie weer pik op die wat tee skink nie, so skottelgoed was op 'n vloervee of die goed. Iets eenvoudig doen. As ek iets doen, dan doen ek dit vir die Here. Die woord leer dit vir ons, Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, nie vir mense. Doen dit van harte. Hoe kan kinders van die Here leef sonder om iets vir hom te wil doen? Ons moet bruikbaar wees. Paulus skryf, Paulus wat hierdie goeie voorbeeld is, skryf vir ons, vir my is die lewe Christus, die sterwe is 'n wins. Hy sê hy sal enigiets vir die Here doen, al lei dit hom tot die dood. So hy kom leer die gemeente. Ons moet bruikbaar vir die Here wees. En as ons bruikbaar vir die Here wil wees, as ons voorwerpe tot eer wil wees in hierdie huis, is daar vir ons 'n boodskap. En dis nou presies waar ons gaan uitkom. Paulus leer vir ons hoe om bruikbaar te wees. Hy gee so vinnig 3 gedagtes, dinge wat moet reg wees in ons lewens, en as hierdie dinge reg is, dan kan ons bruikbaar vir die Here wees. Dan kan ons voorwerpe tot eer wees, maar hierdie 3 goed moet eers in plek wees. So, ons begin, heel aan die begin, is ek bereid dat die Here my verander? Is ek bereid om hierdie 3 goed wat Paulus vir ons noem, in plek te sit in my lewe, dat ek bruikbaar vir die Here is? So kom ons kyk, wat is hierdie 3 goed wat Paulus vir ons noem? Die eerste wat hy sê is, bruikbaar vir die Here deur rein te wees. Ons lees vers 21 van 2 Timoteus 2. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees. Geheilig
en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So duidelik wat hy sê, as iemand hom dus hiervan reinig, dan sal hy 'n voorwerp tot eer wees. So hy gebruik daai voorbeeld van die huis, voorwerpe tot eer, voorwerpe wat nie tot eer is nie, en dan direk daarna dan sê hy hierdie vers, as iemand, die Griekse woord wys vir ons op enige iemand. So in Engels staan daar, ek dink in die Engelse vertaling staan daar, anyone. Enige iemand kan 'n voorwerp tot eer wees, en dis vir ons so bemoediging eintlik, om te weet, dit maak nie saak wie ek is nie, dit maak nie saak hoe my lewe lyk nie, dit maak nie saak hoe my verlede lyk nie, as enige iemand hulle hiervan reinig, kan hulle 'n voorwerp tot eer wees. Dis nie net vir spesiale of sekeres nie, enige iemand kan bruikbaar vir die Here wees. So dan sê die vers, as iemand hulle self deeglik reinig, en dan sê hy ook net bietjie verder aan, geheilig is. So twee woorde wat ons kry, rein en heilig. En albei hierdie woorde wys vir ons op een ding, en dit is lewe sonder sonde. Nou, dalk moet ek vandag net iets verduidelik. Baie keer dink kinders van die Here, maar ons kan nie daar uitkom nie, ons kan nie sonder sonde wees nie, ons probeer, maar ons is nie daar nie. En dit is beslis so, niemand van ons kan volmaak wees nie, die woord leer dit vir ons, maar Paulus leer ook vir ons, jy kan op 'n plek in jou lewe wees wat jy van geen ding bewus is nie. Ek dink ek mag dit al vir u geleer het, maar soos Paulus ook sê, is goed om vir my hierdie dinge te herhaal, dit gee vir julle sekerheid. Paulus leer van manier, hy sê, ek is my van geen ding bewus nie. In die teologie praat ons van posisionele volmaaktheid. Op hierdie oomblik weet ek nie van sonde in my lewe nie, en dis waar ek moet wees. So as ons praat van rein en heilig, dan is dit 'n plek in my lewe waar ek nie bewus is van sonde nie. Daar is nie nou iets nie. Wanneer die Here vir my iets wys, dan handel ek daarmee dat ek weer op daardie plek kan kom. Ek is van geen ding bewus nie. So daar's 'n klomp gedeeltes in die woord wat duidelik wys, iemand wat sonde in hulle lewe het, aktiewe sonde, hulle is bewus daarvan, is nie bruikbaar vir die Here nie. Jesaja 1 is seker die grootste voorbeeld daarvan. Jesaja 1 vers 15 en 16. As julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Dis nou die Here wat hier aan die woord sê, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. So die Here hier sê, as daai boosheid en daai dinge in my lewe is, en hierdie handelinge en die bloed op my hande, dan beteken daai goeie dinge wat ek vir die Here wil doen, beteken dit eintlik niks nie. Ek kan nie bruikbaar vir die Here wees met sonde in my lewe nie. Dis die boodskap wat Paulus hier vir hierdie gemeente het. Hy sê, as julle bruikbaar wil wees, moet julle rein, moet julle heilig wees. Julle kan nie sonde in julle lewe hê nie. Onrein voorwerpe kan nie tot eer van die Here wees nie. Hulle moet eers gereinig word. Dis altyd waar dit begin. Vir ons ook. Wanneer ons op 'n plek in ons lewe wil wees, of waar ons moet wees, waar ons iets vir die Here wil doen, wil beteken, waar ons bruikbaar vir die Here wil wees, dan moet ons rein en heilig wees. In daai posisionele volmaaktheid, waar ek sê, maar ek is van niks bewus in my lewe. En natuurlik oop vir die Here, dat hy vir my wys, as daar iets is. Want rein en heilig beteken nie, ek is hierdie voorwerp wat op sy gesit is, en hierdie wonderlike, al wat dit beteken is, ek is vergewe. Dis al. Ons kan nie sondeloos wees nie, maar ons kan vergewe wees. Daarom kan ons heilig wees. En heilig is eintlik nog altyd 'n interessante woord, want heilig in die oorspronklike taal, die Griekse woord hagios, beteken afgesonder, anders, as ek dit so kan sê, en weer hier, nie anders soos hierdie spesiale, maar anders in die sin van vergewe, skoon gewas deur die Here. En dit is my so mooi om afgesonder vir ons meester te wees, anders as die wêreld, want ons is skoon van sonde. Ons beweeg deur hierdie wêreld, maar ons is anders. Deur die genade, deur die hulp van die Here. Dat ons goeie werke vir die Here kan doen. So wanneer ons bruikbaar en rein, bruikbaar vir die Here wil wees, moet ons rein wees. Ek kan nie sonde vertroetel in my lewe nie, ek kan nie kompromie aangaan met sonde,
en iets vir die Here beteken nie. Ek moet rein wees. Hoe reinig 'n mens jouself? Ek eintlik die verkeerde woorde gebruik. Jy kan jouself nie reinig nie. Hoe maak ek seker ek is rein en heilig? Een van daai verse, ek het die laaste tyd in die boodskappe 'n klomp keer vir u gesê, daar's kernverse wat kinders van die Here moet ken, en hierdie is een van hulle, en ek dink ons het dit ook al aangehaal, 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dis hoe ek seker maak ek is rein en heilig. Bely my sonde, die Here maak skoon, die Here vergewe, die Here, die woord sê ook, gooi dit in die diepte van die see, en hy dink nie weer daaraan nie, die woord sê, hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste, so ver verwyder hy my sonde van my. So, gaan net na die Here toe, en vra vergifnis, dat ek weer in daai plek kan kom, waar ek sê, ek is van geen ding bewus nie, ek is rein, ek is heilig. Ek is bruikbaar vir die Here. Dan kan ek 'n voorwerp tot eer wees. So die eerste ding wat in plek moet wees in ons lewens, kan nie sonde wees. Die sonde moet vergewe wees. Die tweede, wat Paulus hierso noem, en ek noem dit nou maar 'n draaipunt, maar daar is eintlik, moet daar 'n draaipunt wees. Hulle moet wegdraai van iets af na iets anders toe, en hy sê vir hulle wat? Hy sê, hulle moet wegdraai, hulle moet vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, en draai na die goeie dinge wat nou hier genoem is, al daardie woorde wat hy sê, jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. So, kom ons begin met, wat is die begeerlikheid van die jonkheid? En ek het dit eintlik so duidelik gesien, ek het Woensdag by die biduur, toe sê ek vir die wat hier was, ek het daai The Chosen begin kyk, ek weet nie wie van u dit al begin kyk het nie, of al gekyk het nie. Dis so 'n reeks wat 'n mens kan kyk, en dan wys dit nou die Here Jesus se aardse bediening. En natuurlik, dis 'n verhaal, dis 'n storie, so daar word bietjie goed ingevoeg, maar daar is ook waarhede wat 'n mens daaruit kan vat. Hoe sê hulle, eet die vis, spoeg die grate uit. So, maar iets wat ek daar duidelik gesien het, is van daardie jong fariseërs, die begeerlikhede van die jonkheid, wat 'n mens duidelik kan sien. Wat jaag hulle na? Hulle jaag na trots, na mag, na geld. Hulle jaag na om gesien te word, om iets vir myself, 'n naam vir myself te maak, voordat ek oud is, want hulle almal wil eendag op 'n, die Engelse woord, 'n pedestal geplaas word. So hulle wil vir hulle self namaak. So dit is, as die woord praat van die begeerlikhede van die jonkheid, dan praat hy van al daardie goed. Daai najaag van geld, mag, rykdom, naam te hê, al daardie goed, en daai in The Chosen kan 'n mens dit nou eintlik nogal duidelik sien by van die fariseërs. Maar nou skryf hy, ons gaan nie te veel op die negatiewe fokus nie, ons wil nie daar wees nie, ons wil nie dit najaag nie, ons wil vlug daarvan. Maar nou sê hy, jaag na, so draai eerder na hierdie dinge toe, die goeie dinge, geregtigheid, geloof, liefde, vrede, al daardie goed wat hy noem. En dan kom betrek hy die gemeente, hy sê, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. So die draaipunt, fokus op die regte ding, fokus op die goddelike dinge, fokus op die dinge wat die Here van jou verwag. Los al daai ander goed agter jou. Kyk eerder, wat verwag die Here van jou, hoe moet jy leef? So as ons bruikbaar vir die Here wil wees, die tweede ding wat ons in plek moet sit, is daai draaipunt moet iewers in my lewe wees, waar ek 'n besluit neem om weg te beweeg van daai goed af, 'n besluit neem om geld te en rykdom en eer en daai goed te is nie deel van wat ek wil wees nie. Ek wil wees wat die Here van my verwag, al word ek nie raak gesien. Al onthou iemand nie eers my naam nie. Solank ek iets vir die Here beteken. So daardie draaipunt moet in ons lewe wees. Hoe kry ons dit reg? Psalm 119 vers 9. Ek seker jy ken die vers, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. So my fokus moet nie op die wêreldse dinge wees nie. Ons het laasweek ook in 'n groot mate daaroor gepraat. My fokus moet op die woord van God wees. Geregtigheid. Ander woorde, ek sal eerder besluit om die regte ding te doen, as om myself te verryk of myself op te bou.
Ek sal eerder my geloof eerste stel, in plaas van enigiets ander. Ek sal eerder mense in liefde hanteer, soos die woord van my verwag, as om jaloers te wees. Ek sal eerder vrede hou, as om op iemand te trap om bo uit te kom. En die laaste ding wat hy noem is gemeente. Om deel van 'n gemeente te wees, te saam te funksioneer. En die wêreld val al die dinge aan. Die wêreld val geloof, geregtigheid, vrede, selfs gemeente aan, want die ding vandag is mos, jy kan dit op jou eie doen. Soos klomp plekke wat opspring, jy kan daar op jou eie, jy kan dit doen. Die wêreld val aan, maar die woord vra, dat ons wegdraai van al die wêreldse dinge draai na die woord. So die tweede ding, wat in plek moet wees. Vlug vir die dinge van die wêreld, jaag na die dinge van die woord. Dit moet ons fokus wees, dit beteken nie ons gaan nie foute maak nie, dit beteken nie ons gaan nie val nie, dit beteken nie ons gaan nie struikel nie, maar dit beteken, gedurig deur maak ek seker, my fokus is op die woord. Dan kan ek bruikbaar wees. En dan die derde ding wat Paulus noem, en julle sal agterkom, die eerste en die tweede goed is redelik wyd, né? Jy moet rein wees, nie sonde hê nie. Die tweede ding, daai draaipunt, weg van wêreldse dinge na die goddelike dinge, die dinge van die woord, dis redelik wye punte. Maar die derde ding wat Paulus noem is vir my baie spesifiek, en dit is, bruikbaar vir die Here, deur twis te vermy. Spesifiek. Vers 23, en die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet, dat dit twis verwek. So interessant. Iets wat Paulus baie oorskryf, iets wat oorgesien word. Ons het vroeër gepraat van hierdie woordspeletjie waar mense die kernwoorde gaan uithaal, en as jy na Paulus se sendbriewe gaan kyk, is dit iets wat hy baie oor praat, hierdie kernwoorde wat raak gesien word. Hy skryf dit aan Korintiërs, Galasiërs, Filippense, hy skryf dit aan Titus, hy skryf dit aan Timoteus, en vir hulle almal sê hy, of dit nou 'n bedienaar van die woord is, of 'n ouderling, of 'n diaken, of 'n weduwee, of 'n gewone lidmaat, hy skryf vir al hierdie mense, en dan sê hy vir hulle, om nie te twis nie. Net in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, sê hy op 3 verskillende plekke, hierdie een onderwerp, waarop gelet moet word, moenie stry nie, moenie twis nie. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. Mense se gesprekke, hy waarsku keer op keer, hy sê in 1 Timoteus 6 vers 5, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. So hy sê selfs onttrek jou. Nou moet ek seker ietsie noem. Wanneer 'n mens in 'n verskil betrokke raak oor belangrike goed, dinge van die woord, dinge wat God se eer aantas, hierdie tipe goed, dan is dit goed om hierdie gesprekke te hê, maar hy praat hier spesifiek van nuttelose stryery, hy praat van onverstandige stryery, hy praat van hierdie klein goedjies wat mense so ontstel. En daarom sê hy, gemeentes moet waak om nie by twis en stryd betrokke te raak nie. Hy skryf eerder, so natuurlik, Paulus is 'n praktiese ou. Ons wil baie keer weet, maar hoe doen ons dit? Nou sê hy, moenie by hierdie goed betrokke raak nie. Wat moet ek eerder doen? Prakties, hoe moet ek dit eerder hanteer? Hy sê, 2 Timoteus 2, vers 24, en 'n diensknegt van die Here moenie twis nie, so die negatiewe, moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal. Moenie heeltyd stry en beklei en die goed nie, wees vriendelik teenoor almal, bekwaam om te onderrig, so in plaas van om te stry oor goed, onderrig eerder, en een wat die kwaad kan verdra. So wanneer iemand kwaad teen my spreek, wanneer iemand met my wil stry, wanneer iemand, een wat die kwaad kan verdra. Verdra mekaar, leer die woord baie duidelik vir ons. So wanneer 'n mens bruikbaar vir die Here wil wees, die derde ding om in plek te kry is, ek moet twis en stryd vermy, eerder opbouende gesprekke, eerder vriendelik wees, eerder bekwaam om te leer. En dis iets wat in die verlede, en ek praat nou maar oor die verlede, want die mense in die verlede is mos nou nie om hulle self te verdedig nie. Die mense in die verlede, baie keer die fout gemaak het. Dink net hoeveel kerke, en ek praat nie van die EG Kerk nie, ek praat van deur ons land, hoeveel kerke het nie al skerings beleef, het nie al deur hartseer, moeilike tye gegaan,
Selfs in Paulus se tyd, net oor twis en stryery, terwyl dit so onnodig is. En Paulus skryf hierso, hy skryf hy 2 name, Hymeneus en Philetus, en in 3 Johannes, as jy daarna toe gaan, dan praat hy mos met Gaius, Diotrefus en Demetrius, en Diotrefus ook, het stryd veroorsaak, oor, hy wil die eerste wees, hy wil gesien word, en hy veroorsaak twis. So dis iets wat reg deur die eeue gebeur. Dis nie iets nuut nie, dis iets wat in Paulus se tyd gebeur het, in die geskiedenis gebeur het, dit gebeur vandag nog. Maar Paulus skryf, dit hoort nie in gemeentes van die Here. 1 Korintiërs 11 vers 16, maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so gewoonte nie, en ook nie die gemeentes van God. Twisvra, strydvra, onsinnige praatjies, die goed wat Paulus noem, hy praat nie hier van belangrike goed nie, weer eens, hierdie kleinlikhede. Hy sê, twis en stryd vir onsinnige praatjies, breek gemeentes af. Ons gedeelte in vers 17, vergelyk Paulus dit met 'n kanker. Ek weet nie wie van u het al miskien iemand gehad wat kanker gehad het, of 'n persoon ken, of het al self gehad het nie. Dis mos 'n ding wat versprei, en as dit eers versprei, dan kry jy dit nooit weer uit. En hy vergelyk dit met kanker. Hy sê, as hierdie ding eers pos gevat het in 'n gemeente, as 'n mens hierdie goed los om te broei en te groei, daar's amper geen omdraaikans. So moenie dit toelaat nie. As kinders van die Here wat bruikbaar vir die Here wil wees, kan ons onsself nie besig hou met hierdie dinge nie. Ons moet eerder, 2 Timoteus 2 vers 24, vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig, een wat kwaad kan verdra. Gebeur dit al sê iemand dit teen vir my of iets, om dit te kan verdra. Wanneer 'n mens verskil oor belangrike sake, nie hierdie nuttelose en goed nie, oor belangrike goed, dan verskil mense in liefde. Kolossense 3 vers 13 en 14, verdra mekaar, vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. So, vergewe mekaar, verdra mekaar. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. So daai woord liefde. Ons samevatting van die wet vanoggend, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en die tweede wat daarmee gelyk staan. Ek het laas vir u gesê, daai woorde wat ons mis, die tweede wat hiermee gelyk staan, moet jou naaste lief hê soos jouself. So as kinders van die Here wat voorwerpe tot eer wil wees, bruikbaar vir die Here wil wees, as gemeente, as liggaam van Christus, as individue, moet ons twis en stryd vermy en ons moet die liefde bewaar. As iets gebeur, verdra mekaar, vergewe mekaar. En dan, wat is die laaste woorde wat hy daar gebruik? So moet julle ook doen en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Wonderlik hoe hy dit daar so kom uiteensit. En daarmee sluit ek af. So Paulus begin in hierdie gedeelte, en hy praat met bedienaars van die woord, en dan gaan hy gaan na die gemeente toe, en hy leer die gemeente hoe om bruikbaar te wees. En hy sê vir hulle, as hulle bruikbaar wil wees, moet daar 3 goed in hulle lewens reg wees. Die eerste ding, hulle moet rein en heilig wees, geen sonde waarvan hulle bewus is nie. Die tweede ding is, daai draaipunt moet in hulle lewe wees, wat hulle wegvlug van die wêreldse dinge, waar hulle fokus is op die woordse dinge, die goddelike dinge. En die derde ding, om bruikbaar vir die Here te wees, moet daar liefde wees, mens moet verdra, moet vriendelik wees, jy moet nie twis en stry nie, jy moet dit liewer vermy. Heel aan die begin het ons vir mekaar gesê, as kinders van die Here moet ons bereid wees om te verander. En die vraag wat ek myself vanoggend moet vra, niemand gaan dit vir ons vra nie, niemand gaan vir ons vra om te antwoord nie, ons gaan dit in ons harte doen, vir myself vra, is ek 'n voorwerp tot eer? Is ek bruikbaar vir die Here? Of is ek 'n voorwerp tot oneer? En as ek 'n voorwerp tot oneer is, een van hierdie goed ontbreek. Wat ontbreek? Is dit sonde in my lewe wat ek koester? Is dit miskien verkeerde dinge wat ek najaag? Of is dit 'n twisgierige gees wat ek het? Wat maak dat ek nie bruikbaar is? En dan moet ek op 'n punt wees waar ek vir die Here sê, daai punt, of dit nou een of 'n paar van hulle is, ek sal dit verander, want ek wil bruikbaar vir U wees.
Kom ons terug na Paulus se woorde toe. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Enige iemand kan bruikbaar vir die Here wees. Enige iemand. Hulle moet net bereid wees. Bereid om vergifnis te vra vir sonde, bereid om my fokus op die Here en sy woord te sit, bereid om twis en stryd te vermy en om mense te verdra. En as ek bereid is, dan help die Here my, hy ondersteun my en hy kan my gebruik vir sy koninkryk. So die besluit wat ons vanoggend moet neem is, Here, ek wil 'n voorwerp tot eer wees. Help my. Help my dat hierdie 3 goed in plek is. Help my dat alles wat U vir my doen, dat U my so seën, dat U so goed vir my is, help my dat ek iets vir U kan beteken. Dit is 'n besluit wat ek neem. Ek wil bruikbaar vir die Here wees. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Here, ons weet, U doen vir ons meer as wat ons ooit kan besef. Here, behalwe vir die genade wat ons elke dag aanvaar, die son wat opkom, die feit dat ons opstaan, die feit dat ons krag het om aan te gaan, behalwe vir al daai goed, Here, wat U geestelik in ons lewens vir ons gedoen het, as kinders van die Here. Here, U het ons hele lewens omgedraai, toe U daardie dag ons die kinders gemaak het. U het vir ons 'n nuwe lewe gegee. En of ek hierdie nuwe lewe nou al vir 'n jaar, of 2, of 10, of 20, of 30, 40 jaar het, ek wil hierdie nuwe lewe gebruik vir U, Here. Ek wil bruikbaar wees. Dis die gebed van elkeen van ons hart, Here. En ons vra dat U ons daarin sal help, dat U vir ons sal wys waar ons ontbreek. Dat ons bruikbaar vir U sal wees. En ons sê vir U dankie, Here. Dankie dat ons iets vir U kan beteken. Dankie dat ons lig kan laat skyn vir die wêreld. Dankie dat ons die sout van die aarde kan wees. Dankie dat U ons gebruik vir goeie werk. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam.